Right, so die van julle wat vir ons kom kuier en jy is nie gewoonlik by ons nie, mag jy moontlik vandag wegstap en voel dat hierdie was 'n useless diens. Die blote feit is net, want ek dink nie dit is 'n tipiese woord wat ek doen op 'n Sondag nie. En so ek wil vir jou vra om genadig te wees, en dit gaan dalk oor die volgende 2 of 3 weke wees wat ons dalk net bietjie tempo verander. Ons het klaar gemaak in ons studie met Romeine. En ons gaan binnekort begin ons met ons boek in Handelinge. Ons gaan vers deur Handelinge gaan en ek is in my wese opgewonde oor dit. Maar ek dink daar's vanoggend iets wat ek spesifiek met julle wil praat wat baie naby my hart is. En as jy net kom kuier, gaan dit vir jou vreemd voel, want dit gaan nie vir jou voel, ek kan onthou, daar was ek was seker barely 2-3 maande hierso. Toe het ek 'n preek eendag gedoen en ek hoor toe van die mense sê, Jesus, daai was so praktiese relevante preek, en ander mense stap en sê, Jesus, daai was 'n useless preek, ek het niks uitgeleer nie. So dit mag dalk vir jou een van die twee wees. Ek verwag vir mense wat kom kuier dat jy gaan wegstap en sê, maar ek weet nie of dit iets beteken nie. Hoekom ek dit vir jou sê, is laas jaar eerste naweek in September, ons is nou amper aan die einde van Augustus, Augustus kom nou al op die einde, is al 'n jaar amper later. September laas jaar, toe het ons aan julle bekend gestel, wat is die visie en die missie en die waardes van Lighuis. En ons het gesê dat ons het gevoel, as bestuur en as bedieningskoördineerders, ouens wat bymekaar gekom het regtig waar tyd gemaak om die Here te gaan soek en te kan sê, Here, waartoe is ons op pad met Lighuis? Here, wat is die hart, wat is die roeping vir Lighuis? Dit was September gewees in 2025 en ons is nou omtrent 'n jaar later en ons gaan nou weer 'n bietjie gesels met julle oor waartoe Lighuis op pad is. Want daar's van julle wat al vir baie jare kom saam met Lighuis. En Lighuis is in 'n fase in waar ons drastiese veranderinge gaan maak en dit gaan anders te voel. En so ons wil graag dit aan jou bekend maak, want ek verwag nie net dat jy bly ja sê vir 'n gemeente wat jy nie voor oorspronklik ja gesê het nie. Nou, ek moet wel sê, ons gaan nog steeds stiek by die Bybel, ons dien nog steeds die Here, en ons gaan nog al die basiese beginsels wat jy ken en verstaan en love gaan ons nog steeds hê, soos nie dat ons skielik in een of ander sekte in verander nie. Maar ek wil graag jou vir die volgende paar weke op 'n reis vat, oor waartoe Lighuis op pad is. Maar ek wil hê ons moet begin by Genesis 11. So kan ek jou vra om jou Bybel oop te maak en vir my net te gaan na Genesis 11 toe asseblief. Ons sê altyd vir mense is goed om jou eie Bybel uit te haal, self te lees, self te sien, self te ervaar. Ons almal moet 'n liefde vir die woord begin kry en die woord is wat ons moet rig. So al is dit op jou foon, al is dit op 'n tablet, al is dit 'n fisiese Bybel, asseblief maak Genesis 11 oop. Ons gaan nie vreeslik baie rondspring vandag nie. Nou Genesis 11, jy het dit nou al gelees, maar dit is nou nie een van daai bekende gedeeltes nie. Ons lees hom hier van vers 27 af. En hy sê vir ons die volgende, hy sê, wat volg is die weergawe van Terah se familie. Terah was die pa van Abraham, Nahor en Haran. Haran het 'n seun gehad met die naam Lot, maar Haran het jonk gesterf in sy geboorteplek, Ur van die Galdeërs. Hy is oorleef deur sy pa Terah. Belangrik, al wat ons hier uithaal, is ons weet dat daar 'n baie bekende ou wat jy baie goed ken, sy naam is Abraham, sy pa se naam is Terah. Abraham het 2 boeties gehad, jy sien hulle, die een se naam is Haran en die ander ene is Nahor, so Haran en Nahor. En dan weet ons natuurlik Lot, die ouetjie wat jy nou al van gelees het in die ander stories, hy is natuurlik die kind van Haran en hy is dan obviously wat bly saam met Terah sy oupa en hulle is nou die familie. So ons fokus nou vanoggend net vir 'n oomblik op Terah en sy familie. Dan lees jy vers 31, hy sê Terah het sy seun Abraham en sy kleinseun Lot, Haran se seun, as ook sy skoondogter Sarai, die vrou van sy seun Abraham geneem, en hulle het saam met hom uit Ur van die Galdeërs getrek om na die land Kanaan toe te gaan. Maar toe hulle by Haran aankom, het hulle daar gebly. Terah het 205 jaar oud geword en Terah het in Haran gesterf. Belangrike goedjies om te verstaan, nommer 1, wie het besluit hulle gaan Kanaan toe? Kan jy sien in die skrif, wie sê hy het besluit gaan ons Kanaan toe? Sien jy dis Terah, die pa van Abraham, het gesê, maar ons gaan nou saam as 'n familie, gaan ons na 'n plek toe gaan. En hulle stop
en hulle bly by 'n plek met die naam Haran. Nou as jy die woord Haran lees, dan sal jy sien is dieselfde as Abraham se boetie se naam. So hulle begin by 'n sekere punt en hulle is op pad Kanaan toe, maar hulle stop oor by Haran, selfe naam as dit sy oorlede boetie is, en dis waar sy pa bly en sy pa sterf. Nou, ek gaan gou vinnig net vir die van julle wat graag dit wil kry, ek sit vir julle 'n QR-code gou op die skerm. So daar's 'n QR-code, skerm net gou vinnig. En dan, dit gaan vir jou wys na 'n map toe. Ons gaan nou die map op die skerm ook sit. Maar terwyl jy daai op het, lees ek vir jou Genesis 12 vers 1. En hy sê, die Here het vir Abraham gesê, gaan weg uit jou land, weg van jou familie en jou ouerhuis, na die land wat ek jou sal wys. Ek sal jou 'n groot nasie maak. Ek sal jou seën en jou naam groot maak, sodat jy 'n seën sal wees. En ek sal hulle seën wat jou seën, maar wie jou ouers, wie jou verwens, sal ek vervloek. En deur jou sal al die groot families van die aarde geseënd wees. En dan sien hy in vers 5 en sê hy, Abraham het vir Sarai, sy vrou en Lot en sy broerkind geneem, en ook al die besittings wat hulle bekom het, en al die mense wat van Haran af gekry het, het hulle vertrek om na die land Kanaan toe te gaan, en het in die land Kanaan aangekom. Abraham het deur die land getrek, tot by die plek Sichem. Die Kanaaniete was toe in die land, en die Here verskyn toe aan Abraham en sê, aan jou nageslag gee ek hierdie land. So, nou wat gebeur, is ek gooi eers my remote stikkend, en as ek hom nou stikkend gegooi het, dan gaan ons gou vinnig deur. Nou, ek het nou, as jy dit nou gekry het, sal julle sien, daar is nou 'n map. Nou, daar's 'n klein kolletjie met die naam nou die van julle wat sukkel om raak te sien, daar's hy. Okay, so daar deur onder in die hoekie, daarso is waar sal wees. Dis waar Terah en sy 3 seuns en sy kleinseun was, sy een seun natuurlik is oorlede, en hulle besluit toe, Terah se fokus is ons wil Kanaan toe gaan. Nou as jy wil weet waar Kanaan is van daar af toe, dis omtrent 1300 kilometer na Kanaan toe. Nou Kanaan is 'n distrik, dis nie 'n enkele dorpie nie, en so dis omtrent die area wat ek daar so allokeer. Nou die area wat ek daar allokeer is die nasie wat ons as Israel sal ken. Onthou Kanaan word die beloofde land, sy naam verander na Israel toe, en binne in daai, dit is die tydperk toe koning Dawid koning was daai die area geallokeer as Israel. En so wat hulle op pad is Terah en sy familie sê ons gaan Kanaan toe. 1300 kilometer deur die woestyn. Die probleem van hierdie travel is daar so gedeelte van so 800 tot 850 kilometer deur die woestyn, wat jy omtrent nie water kry nie. Jy is onseker of daar water is, onseker of daar gras is, en so dis ongelooflik gevaarlik om so iets te doen. Eerstens, jy sal gaan en jy sal nie weet of jy gaan water kry nie. Tweedens is jy weet nie of daar gaan weiveld wees vir jou diere nie. En dan derdens is die ouens wat daar bly, die ouens wat binne in die woestyn bly, beskerm hulle putte so dat hulle jou sal 10-1 doodmaak as jy kom water vat by hulle. En so dit was jou krisis. Is Terah kry die idee, ons gaan Kanaan toe, en dit kos ons hierdie, en hulle besef toe, maar jy kan nie. So meeste van die tyd, as ouens getravel het in daai tyd, dan sien jy natuurlik daai lyntjies, en dit is natuurlik baie makliker om langs riviere op te beweeg. En so hulle het gekies, plaas van om 1300 kilometer te gaan, is die roete 'n ompad met 'n ekstra 500 kilometer. Nou onthou, dit klink nie so bad in 'n kar nie. Maar die oomblik wanneer jy loop saam met diere en 'n familie, dan raak 1800 kilos, 1900 kilos raak ver. En so hulle fokus was, hulle het van daar af het hulle opbeweeg na Haran toe. En so hulle het al die pad langs die Eufraat rivier opbeweeg tot op 'n sekere punt toe. Nou moet jy verstaan, wat ons weet van die plek waar hulle begin het, was een van die plekke wat afgoderry verskriklik groot is. So daar was een van die aanbidding was vir 'n Mesopotamiese daai woord Mesopotamiese god, 'n afgod vir die maan, met die naam Sin. En so as jy afgoderry gedoen het teenoor hierdie afgod, dan was die plek waar hulle begin het 'n baie groot prominente plek vir dit. Nou ander tekste buite die Bybel sal sê dat hulle vermoed dat Abraham se pa was 'n beeldmaker gewees vir hierdie afgod. So met ander woorde, hy maak afgodsbeeldjies.
En so binne in die plek waar hy gebly het, het hy afgodsbeeldjies gemaak van hierdie afgod en dan het hy dit verkoop. En toe waartoe hulle getrek het, was hulle trek toe na Haran toe en Haran is die tweede grootste plek wat dieselfde afgoderry doen vir dieselfde plek. En so op die einde van die dag sien jy dat hulle eindig in Haran, wat dieselfde kultuur het, selfde afgoderry het, en 10 teen 1 kan Terah se pa daarso ook 'n inkomste maak, soos wat hy gedoen het by Ur. En so eintlik wat gebeur, is net na Haran, dan maak jy die draai, en dan gaan jy af onder toe, deur Damaskus, is hoe jy dan gaan uitkom daar in Kanaan. Nou daar in hierdie gedeelte, is daar so stretch van so 350 kilometer, wat water baie skaars is. Nou, om vir 350 kilometer te travel met water wat bietjie vreemd is baie beter as om 'n 800 of 'n 900 kilos deur die woestyn toe te gaan. En so as ek en jy gaan kyk na hierdie storie, dan vra ons onsself die vraag, wat het gemaak dat Terah en sy familie agterbly in Haran? En nommer 1, dit was 10 teen 1, omdat die kultuur baie dieselfde is van waar hulle gekom het, selfde afgoderry, moontlike finansiële werksinkomste. Haran was 'n plek gewees wat finansiëel baie goed was, daar was baie bedrywe gewees, handel wat plaasgevind het in die area. En so 10 teen 1 was finansiële sekerheid vir Terah okay gewees. Hy het inkomste gemaak en hulle kon settle. Boonbehalwe dit, glo ons ook, jy kom nou en jy het jou seun verloor, en nou stop jy by 'n plek, en die naam van jou seun is die naam van die stad. En daar was seker 10 teen 1 'n sentimentele koneksie vir Terah. En Terah kom op 'n punt en hy besef maar hy wil hier bly. En so hulle het al teen hierdie tyd van Ur af tot by Haran omtrent 1000 kilometer getravel, en dit vat 'n tydjie. En teen die tyd wanneer jy sien dat net om en by die tyd wat hulle daar aangekom het, ons weet nie tot op watse ouderdom hulle was nie, maar jy kan aanneem dat Terah het begin oud word. Terah het begin oud word en hy het seker dalk nie meer kans gesien nie. En teen die tyd wanneer jy relatief gemaklik is, jou fokus is Kanaan, maar ek is relatief gemaklik. Die plek waar ons is finansiëel fyn. Ek is okay hierso, ek sentimenteel hierso, my seun se naam, die geskiedenis, die herdenking daarvan, ek raak oud. Daar lê 350 kilometer voor ons waar daar nie gaan water wees nie. Voel dit net makliker om te bly in Haran. Dit voel net makliker daar. En Terah word die voorbeeld van iemand wat wil gaan na 'n punt toe, iemand wat na ergens heen wil gaan, maar net gemaklik genoeg word om nie te gaan nie. Net gemaklik. Dis nie my droom nie, dis nie die ideaal nie, dis nie waar ek graag wil wees nie, maar as ek dink aan wat voor lê, as ek dink aan die 350 kilometer van rou woestyn wat ek moet deurgaan, en is nie dat die hele trip 350 kilos is nie, van waar hulle was tot waar hulle sou moes eindig was omtrent 700 kilos, maar omtrent in daai was daar so 350 kilos wat baie min water gaan wees, en dit gaan moeilik wees om hierdie ding te travel. En Terah settle in Haran, en dis waar hy doodgaan. En Terah word die voorbeeld van iemand wat op 'n punt kom en sê, maar daar is net genoeg vir my om hier te bly. Nie genoeg om te sê ek is opgewonde oor die uitkoms nie, dis nie my droom nie, dis nie die prentjie wat ek oorspronklik gehad het nie, maar is net genoeg om my hier te laat bly, en dis waar hy gesterf het. En ek deel met jou hierdie gedeelte, want as ek dink aan my reis op hierdie stadium, en dink ek 14 jaar terug, toe kom ek aan in Welkom. Johannesburg laaitie, wat gestudeer het in Potch, begin as 'n graphics designer, 14 jaar terug, kom ek Welkom toe. En ek kan nou nog met eerlikheid sê, Welkom is nie 'n mooi plekkie. Hy was nie 14 jaar terug 'n mooi plekkie, hy is nie vandag 'n mooi plekkie. Jy raak lief vir die mense voordat jy lief raak vir die plek. En die blote feit is, ek het 14 jaar terug, toe kom ek hier aan, en as ek sit en ek dink, en ek het die stories altyd gehoor, en jy hoor die stories van hoe mooi Welkom was, en ek onthou, in daai fase toe ek vir die Enthuse gewerk het ons die 70 jaar boek gedoen van hoe Welkom gelyk het. En al die foto's, en hoe die goudvelde was, en die mooi, en die pragt, en die alles wat hiermee saamgaan. En 'n mens het dit beleef, 14 jaar terug.
14 jaar terug het 'n mens beleef en gehoor van die mense wat praat oor die agteruitgaan van die goudveld. Ouens wat hierso was. Ek het dit nie geken nie, ek het ingestap in Welkom 14 jaar terug. 8 jaar terug, toe begin ek by Lighuis. En ek kan onthou, dit was 'n lang worstel en dit was 'n storie of hiernatoe wil kom of ek gaan kom of enige van daai tipe goeters. En toe die Here die dag vir my sê, Jean gaan, ek onthou dit was nog so in so venster. Toe gee die Here vir my 'n droom. Nou, enigiemand wat my ken weet, ek is nie iemand wat sommer drome en profetiese goeters kry nie. Die Here het my gewire met gawes. Hulle is nie prominent in my lewe nie. En so, ek onthou nog, daar was 'n duidelike droom. Toe ek Lighuis toe kom, toe droom ek oor hoe jy in Welkom deurstap en oralste in Welkom is die plek besig om geverf te word en mooi gemaak te word. En vir een of ander rede, ek kan nie vir jou sê hoekom nie, maar vir een of ander rede is daar lighuisbordjies oralste. Dit is soos 'n lighuisbordjie daar en 'n lighuisbordjie daar en 'n lighuisbordjie daar. En al wat ek hoor is hoe die Here sê dat hierdie plek gaan weer terugkeer na goud. En ek het besef Lighuis moet 'n rol speel om ons gemeenskap weer terug te bring na goud toe. Lighuis moet 'n rol speel in ons gemeenskap om 'n plek wat gebroken is weer te herstel terug na goud toe. En weet julle wat het gebeur in die laaste 8 jaar? Is Welkom en die goudvelde het meer agteruit gegaan as wat dit was die vorige jare. En vandag kyk ons nou om ons, realisties, en ons sê dat vir my wat hier is, vir 14 jaar, is Welkom verder agteruit as wat hy was 14 jaar terug. Slaggate is erger, die mense se gemoed is slegter, daar is afvalligheid wat plaasvind, en as ek sê afvalligheid bedoel ek in die geloof van mense, is hulle besig om agteruit te gaan, en glad nie meer die Here te dien nie. Ver meer as wat dit was 14 jaar terug. Ek kyk 14 jaar later, en in hierdie 8 jaar wat ons by Lighuis is, en ek beleef hierdie goeders, en vir die een of ander rede kyk ek nou die dag by myself, en die rommel is die wêreld vol, en dit voel vir my, daar is nou meer boemelaars, as wat ek al ooit gesien het in Welkom. En ek sit en ek dink by myself, Here, in 8 jaar het Lighuis nog nie ons roeping gedoen van 'n impak maak in ons gemeenskap nie. Ons het nie. As ek terugkyk en ek dink aan dit wat die Here vir my gegee het, en ek dink aan waar ons op pad is, en ek sien hierdie agteruit gaan, en dan dink ek, Here, waarmee is ons besig? Here, ek het nie 'n cooking clue nie. Maar, in dieselfde asem, ek sê vir jou, ek kan kyk, en ons almal is eerlik oor hierdie ding. Is nie dat ek leef met my kop in die grond, en ek sien dit nie raak nie, ek praat nie baie oor die agteruitgaan van Welkom nie, maar ons almal sien dit. En as ek en jy gaan kyk na die agteruitgaan, en dan kyk ons na ons gemeente, en ons vra onsself, as die area agteruit gegaan het, hoe het ons gemeente, wat het gebeur met ons gemeente, hier waar ons is, Lighuis, in ons gebou, hoe dit gelyk? En vir een of ander rede, daar was 'n agteruitgaan daar, maar daar was groei in ons kerk. En ons kan, en ek het nou die dag vir julle gesê, ons het statistieke getrek, omdat ons begin van Februarie, julle onthou daai baie verskriklike, terrible fase, wat jy moes geregistreer het om hier aan te kom, onthou julle daai het vir ons gesê, wat gaan aan in ons gemeente. Dit het ons geleer, oor hoeveel mense kom na ons kerk toe. Dit sê vir ons, wat is die tendens? Nou gewoonlik, het ons daai getrek, al die pad van way back, toe ek net begin het ons statistieke gedoen, en so elke konstantheid, so elke jaar, 2 jaar, 3 jaar, is ons besig om hierdie goeders te opdateer, want ons het nodig om te weet, hoe lyk ons gemeente, en is ons 'n gemeente wat besig is om te groei, en om te ontwikkel. Nou vanoggend sit ons met 'n lang naweek, en ons sit seker nou met hierdie jaar, die minste mense wat in 'n jaar bygewoon het op 'n diens, which is fine, dis 'n lang naweek, ons verwag dit. Ons verwag vakansietye om af te gaan, hoekom? Want ons het statistieke, ons weet, ons vakansietye gaan die bywoning af. So ons is nie omkant gevang deur sekere goeders nie, want ons weet presies wat gaan aan, alhoewel ons nie elke persoon by die naam ken nie, het statistieke vir ons al gesê, waantoe is ons as gemeente besig om te beweeg. En so hiersoos wat ons statistieke vir julle gesê het. En so ek wil dit graag met jou deel. Nou, ek het hier aangekom,
En toe was daar tipiese bywoning gewees. Ons het omtrent 'n tipiese bywoning gehad van tussen 220 en 250 mense, waar ons average binne in ons registrasietydperk is ons average bywoning 500 mense. Nou vanoggend, soos ek sê, is 'n baie minder bywoning en ons gaan deur die jaar trek ons bywoning en ons breek hom af en as ons dit met ons slegte bywoning en ons bestes bymekaar trek, dink ons average gewoonlik so hier by die 350, 370 mense op 'n Sondag. En so in die 8 jaar lyk dit asof Lighuis gegroei het. En ons voel dit. Maar nou moet jy ook verstaan dat wanneer jy kerk toe kom, nie almal kom elke Sondag kerk toe nie. Dink bietjie aan jou eie roetine. Jy kom nie elke Sondag kerk toe nie. En so ons het binne in 'n 6 weke tydperk gevra, hoeveel mense het deur ons deur ingekom? Nie hoeveel keer het jy ingekom nie. So as jy 3 keer ingekom het, het ons jou 1 keer getel. Ons het nie jou 3 keer getel omdat jy oor 3 weke gekom het nie. Ons het gevra hoeveel verskillende individue het deur ons deure gestap in 6 weke tyd. Vanaf klein babietjies reg deur tot ons oudste persoon. En so ons het gesê in 6 weke het ons gesien 1158 mense is deur ons deure. 6 weke 1100 mense. En dan dink jy, okay, well, die averages, mense sit hier so 300, 350 mense op 'n Sondag en ons verstaan dit. So ons kyk na hierdie tipe goeders en dan sê ons, okay, so as dit is, wat is die ouderdomme? Wat is die tipiese ouderdom? Nou toe ek hier aangekom het, was Lighuis primêr 'n klomp gryskoppe gewees. En so ek onthou dit nog. Die kerk het vol gesit en dit was net gryskoppe. En dan het ek altyd vir hulle gespot en gesê ek het nou ook my pensionerskaart gekry. En ek was daar vir elke Cool 60s event gewees. En dit was great gewees om te sien, maar dit was mense gewees wat baie jare saam met Lighuis gekom het. Maar gesonde kerkgroei beteken daar kan nie net 'n sekere groepering wees van ouderdomme binne 'n gemeente nie. En so Lighuis moes ontwikkel het. So ons middelouderdom, die middelouderdom, as jy gesê het, net soveel mense bo daai ouderdom is hoeveel mense daar is onder daai ouderdom. Ons middelouderdom was om en by 55 jaar oud gewees. 55 jaar oud wat beteken ons het net soveel mense bo 55 soos mense onder 55. En toe gaan kyk ons en ons sê, okay, maar hoe het hierdie laaste 6 weke wat ons hierdie jaar gedoen het, hoe lyk die persentasies van die groepering van mense? En nou gaan julle sien hoe naby aan mekaar is dit. Tussen die ouderdom van 0 en 9 is daar 13% van ons gemeente val tussen 0 en 9 jaar oud. Tussen 10 jaar en 19 jaar oud val 15,4% van ons gemeente. Tussen 20 en 29 val 13,4% van ons gemeente. 30 tot 39 is 15,7%. 40 tot 49 is 14,8%. 50 tot 59 is 14,2%. Sien julle hoe naby is hierdie aan mekaar? Dis nie vreeslike verskille nie. Dis net ons groeperinge is omtrent so te sê dieselfde. En dan na die 50 tot 59s, dan die mense gesê, okay, maar ons hou nie meer van Jean se grappies nie. En so ons 60 tot 69s is 8,8%. So ons het hulle aansienlik verloor. En dan ons 70+ ons love hulle, maar hulle is net 4%. So ons het baie minder mense wat in hulle 70s is. En so ons gemeente het gegroei en verander, sodat ons middelouderdom nou 35 jaar oud is. 35 jaar oud. Nou, weer eens, vra vir slim ouens, en hierdie ouens sê, yes, maar dis goed, dis great, dis 'n jong gemeente, julle kan nog groei, julle kan nog ontwikkel. Een ding wat ek wel agtergekom het, as ons gesê het, mense kom in 6 weke, 1158 mense, het deur ons gebou beweeg in hierdie tydperk. Kan dit baie maklik wees om vinnig rond te loop en vir mense te sê, kyk net hoe impressive is dit. En dan wil ek vir jou sê, soos ek al met baie mense gesê het as ek hierdie statistieke deel, dat ek is glad nie impressed met hierdie nie. En die rede daarvoor is, 632 van daai mense kom net 1 of 2 keer in 6 weke. Helfte van ons gemeente kom wanneer ook al dit jou pas. En as ek hierdie sê, dan bedoel ek verstaan daar is besoekers, en ek verstaan daar is mense wat regtig waar dalk weggegaan het in daai tydperk, mense wat dalk siek was, wat ook al die geval mag wees, maar nie 50% van die mense nie. 50% van ons mense, en dan het ek gaan kyk, sorry, ek ken van julle se name, en dan is daar mense wat al hier is, lank voordat ek hier was, wat 1 keer in 6 weke kom. En dan besef ek,
Een ding waaroor ek heeltyd sit en ek worstel, en dink ek by onsself, maar Here, waartoe is ons op pad met Lighuis? Nou, in 2 Korintiërs 11 kom Paulus en hy maak hierdie stelling en hy begin 2 Korintiërs 11. Jy hoef nie so te blaai nie, ek gaan net vinnig verwys toe. Hy begin 2 Korintiërs 11. Dan sê hy, gee my 'n geleentheid om met jou te praat soos 'n dwaas. Die Korintiërs, hierdie ouens was snobs gewees. Hulle het apostels gehad en dit was superapostels. Paulus het hulle superapostels genoem. Is hierdie ouens wat kom en hulle is vleiend met hulle woorde en hierdie ouens het al die regte pedigree en hierdie ouens is briljant in wat hulle doen en hulle is besig om die Korintiërs te flous. En Paulus kom en hy stop en hy sê, gee my 'n geleentheid om te kan praat soos 'n dwaas. En hy is bitter bewus dat dit wat hy gaan volgende sê, gaan klink asof hy brag, en is nie die doel nie, glad nie die doel nie. En so kan ek jou vra om my vir 'n oomblik, ek is nie Paulus nie, ek het nie die naaste by die kred soos dit hy gehad nie. Gee my 'n geleentheid om soos 'n dwaas te kan praat met jou. Ek gaan vir myself deel soos 'n dwaas sal doen. Ek besef hierdie is nie wat enige iemand supposed is om te doen nie. Vir enige ou wat 'n predikant wil word, gewoonlik lyk die pad so. Jy word groot binne 'n kerk, binne 'n era of 'n tydperk waar mense jou leer en ontwikkel en jy leer Jesus ken, goeie beginsels. En dis gewoonlik, jy sien dit tipies, ek kan nie sê vir almal nie, maar tipies mense in die sirkels waar ons beweeg, gewoonlik tipies wanneer 'n jong mens hier in sy matriekfase slaan en hy was betrokke gewees in die jeug, dan voel hy, maar ek voel die Here wil hê ek moet teologie swat en ek wil 'n predikant word. En so gewoonlik wat gebeur is dan is jou uittreeslag is either daar of 'n eerste of 'n tweede jaar na skool, dan het jy nou hierdie roep, ek wil graag teologie swat, en dan wat gebeur is, dan gaan studeer jy teologie. Nou hang af waar ook al jy teologie swat, en vir watse spesifieke denominasie gaan bepaal hoe lank jy studeer, either 3 jaar, 4 jaar, 5 jaar, 6 jaar, 7 jaar, hoe ook al lank. Maar gewoonlik is dit jou opsie. Ek wonder wat ek moet doen met my lewe, ek gaan teologie swat, en dan begin jy studeer. Dan vir die volgende 3 tot 5 jaar studeer jy. Jy studeer, jy werk jou as af, soos enige ander ou sal doen, jy moet eksamens skryf, die works by universiteit, en dan gewoonlik as jy daar klaar is, begin jy by 'n gemeente. Nou ouens, soos 'n Kyle byvoorbeeld, hy studeer deeltyds, en so sy studies vat hom langer, maar dan terwyl hy prakties actually besig is om deel te wees van 'n bediening. En so dan wanneer jy by 'n gemeente inkom, begin jy gewoonlik binne in either kinderarea of tienerarea of wat ook al, wat hulle jou allokeer, en vir die volgende 3, 4, 5 jaar, al wat jy doen, is jy leer bediening. Dis jou entry ding. Almal praat altyd van jy begin by die jeug. Die jeug is die plek waar jy kan foute maak en opbors en dit vou nie die kerk nie. Dis basies jou training ground, dis waar jy begin. Dis voordat jy 'n kar mag ry, moet jy eers 'n go-kart klim. Jeug is die go-kart. So dis basies wat gebeur. So jy begin gewoonlik as 'n predikant en jy doen dan gewoonlik daai fase. En dan as jy gewoonlik goed is en jy het 'n baie goeie bediening en die mense kom en die nommers is daar en die alles, gewoonlik en jy het klaar gestudeer, dan is daar 'n kans dat hulle jou een van 2 roetes gaan. Min ouens gee jou vanuit jeug uit jou eie kerk. Gewoonlik wat die volgende stap is, jy word 'n assistentpastoor vir 'n tydperk, voordat hulle uiteindelik, jy kry dan jou eie gemeente, en daaraan jy vlieg, daar gat jy. So dis gewoonlik die proses, en so jy moet verstaan, vanaf wat jy klaar maak met skool, tot en met jy jou eie gemeente vat, het jy 10 teen 1 al tussen 8, 10, 12 jaar se ondervinding van tussen my studies regdeur tot by waar ek gaan moet wees. Dis die tipiese pad wat meeste ouens loop. Gee my 'n geleentheid om soos 'n dwaas met jou te praat. Dit was nie my pad nie. Sien, ek het groot geword in 'n huis waar my ouers 'n diep liefde vir die Here gehad het, en hulle het 'n voorbeeld vir my gestel oor hoe dit lyk om Bybel te lees en te bid en by die Here uit te kom, en daar was 'n dissipline van kerk toe gaan. En in my laerskoolfase was Sondagskool toe gaan vir my absolutely crucial. En ek het dit gelief en ek het Bybelversies geleer en dit was great geweest. Toe ek my tienerfase slaan, toe val die wiele af. Groepsdruk het plaasgevind en ek word regtig waar rebels. Ek word terrible. Ek word die nagmerrie wat onderwysers nie wou gehad het nie. Ek was die een gewees, en by die huis het ek alles gedoen om my beste te doen om voor te gee, maar dit het altyd deurgesyfer, die rebelsheid wat in my hart was.
En die gemors wat ons aangevang het in daai tipe goed, is agtertoe deure. En as ek sit en ek dink aan hoe ons gepraat het en hoe ons geleef het, was daar niks in my wat jy kon na my kyk en sê ek was 'n kind van die Here nie. Niks. Ek sou altyd vir jou sê ek's 'n Christen, want ek het groot geword in 'n Christelike huis, maar daar was niks in my hoërskoolfase wat ek daai uitgeleef het nie. En ek kon onthou in matriek, toe het hulle vir ons die uitroep gehad om na 'n jeugaksie toe te gaan, 'n gap jaar, hierdie Christelike jeugaksie toe. My vriende, dit was hulle bright idee, en toe ons almal nou ingeskryf het, toe chicken hulle almal uit, en al wat my ma opgewonde oor raak, is haar kind gaan nou die Here begin dien. So my ma stuur my toe nou na hierdie plek toe, klomp vreemde, weird mense wat almal die Here dien, en ek wil net soos glad nie daar wees nie. Maar toe ek begin in my eerste jaar, ek het 7 jaar spandeer daar, so het gesê diensjaar vir Christus, toe hoor ek 10 jaar vir Christus. Maar toe ek begin het, in hierdie 7 jaar, was daar nie die studeer vir 3 jaar, begin jou met jeug, niks van daai was daar nie. Daai hele program se primêre fokus was om verantwoordelikheid op jou skouers te sit, jou reg te kry, sodat jy kan bedien. Punt. Jy kom as die eerste jaar uit, jy's 19 jaar oud, jy het nat agter die ore, en ek het nou die dag nog dagga gerook. Ek dink ek kon nog letterlik sien daar's dagga in my stelsel. En dan moet jy begin preek voor 'n klas. Dis vreemd. Wat doen hierdie ouens? Dis nie reg nie. En so ek kan onthou, hulle vat jou deur so intensiewe tydperk wat hulle besig is om jou in 'n disipel in te maak in terme van inligting, verantwoordelikhede, dat in die tyd wat ek in my 4de jaar was, ek was 22 jaar oud. 22 jaar oud, toe gee hulle vir my die bussleutel, 'n quantum busie, sê hier is 12 studente, almal 19 jaar oud, travel jy die land deur. Ek was verantwoordelik geweest om my eie toere te reël, om seker te maak, ek begin al die pad van Potchefstroom en is af Kaap toe, is dit weer terug op, boontoe op in die Limpopo in, en al wat jy doen is, jy gaan van een skool na een kerk toe, een skool en een kerk toe, en jy preek en jy preek en jy preek. En my fokus is om 12 studente te kry, wat almal 19 jaar oud is, nat agter die ore is, en hierdie ouens gereed te kry vir die bediening waarna hulle was. 22 jaar oud, stuur hulle my in, en hulle sê, hier is jou budget met die geld waarmee jy terugkom, daar gat jy. Geen vangnet nie, niks wat jou kan red nie, nie mamma wat jy kan bel nie, niks, daar gat jy. En vir 7 jaar was dit ons opleiding. Vir 7 jaar was al konstant, en daar was baie kere wat jy negatief was, en daar was baie kere wat jy amazed was oor wat die Here gedoen het. Maar 7 jaar later het ek groot geword. 7 jaar later het ek iets beleef van bediening. En in 7 jaar het die laaitie wat op hoërskool was, en het glad nie ge-worry het oor enigiets nie, het ek 'n beginsel gesnap, dat kerk nie meer vir my casual was nie. My geloof, met die al die op en die af wat hy gegaan het, was nie meer net 'n add-on wat gebeur het nie. Dit het my geanker, in my hele wese het dit my geanker. Toe ek daar uitgestap het, toe het die Here my bekwaam gemaak om in 'n klomp verskillende areas uit my gewire om oralste, hulle sê, wat is it, jack of all trades te wees, master of none. Het ek een of ander rede, het ek oralste my vinger in 'n paai ingekry, en ek kry myself dat ek groei en ontwikkel, en ek hou van skills leer. Teen die tyd wanneer ek klaar gemaak het daar, het ek nie begin met die bediening nie. Ek het 7 jaar, ek het klaar geswat, ek het al die goedes gedoen, en ek het nie eers nodig gehad om bediening te doen nie. En tussen daai tyd en nou toe, kan ek vir jou sê, weer eens, iets 'n dwaas wat praat, kan ek verskriklik baie goeders doen. Ek kan met rekenaars werk, vanaf die harde ware tegdeur tot by sagte ware en netwerke en alles. Ek ken 'n rekenaar voor tot agter. 'n Rekenaar is nie vir my iets vreemd nie. Ek moes 'n besigheid geraan het wat ek myself leer om die boeke te doen, die bank recons te doen en al die goeders te doen, en ek worstel daardeur, maar ek het 'n liefde vir finansies, en so daar's iets wat ek gesnap het oor budgets en finansies, en dit het net vir my sin gemaak. Dit het my begaafd gemaak om met my hande te kan werk, wat beteken ek kan die werk doen van 'n kontrakteur, vanaf vloere insit, ek kan drywalling doen, ek kan teels doen, ek kan pretty much ceilings doen, ek kan kaste bou, ek kan al die goeders doen wat daarmee nodig het. Ek kan bemarking doen, ek kan graphics designing doen, ek kan video's maak, ek kan websites maak. En ek sê vir jou al hierdie goeders bloot dat jy moet verstaan dat lighuis is nie my enigste opsie nie. As ek wil geld maak
is ek nie die ouetjie wat gegaan het op skool en gesê het, ek gaan studeer en vir 14 jaar lank werk, en as ek nie hierdie ding nie uitwerk nie, is ek in my glory in nie. Dis nie wie ek is nie. Ek is nie gewire vir dit nie. En omdat ek dit vir jou kan sê, en soos ek sê, ek praat soos 'n dwaas, sê ek vir jou dat die ding wat my dryf om vandag hierso te staan, by Lighuis, en dit absoluut te geniet in my hele wese, is daar is 'n roeping op my lewe. En ek weet dat die Here wil hê ek moet hier wees. Dit is nie my enigste opsie nie, dit is nie al inkomste wat ek kan maak nie. As ek 'n paar tye of enkele tye in gaan studeer, kan ek 'n klomp verskillende rigtings ingaan. Ek is oortuig daarvan. So ek kan vandag hierso staan en ek sê vir jou dat ek dink nie soos kerk, soos die algemene ou, wat dink hierdie is al wat ek het om te doen nie. En daarom kan ek sê vir jou dat ek glo nie dat kerk net 'n plek is waartoe ek gaan op 'n Sondag nie. En ek sê vir jou dat jy gaan nie groei deur net kerk toe te kom nie. Ons kan praat van mense wat 6 keer in 6 weke kerk toe gekom het. En ek sê vir jou dat deur 6 keer kerk toe te kom beteken nie dat jy 'n beter Christen is nie. Daar's mense wat kerk toe gaan en al wat hulle doen in hulle Christelike lewe is kerk toe gaan. En die res van sy lewe beteken niks van sy geloof om enigiets nie. Daar's mense wat sê, maar ek kan alles in my vermoë sê dat ek is by die kerk betrokke, maar hulle leefstyl in die wêreld blyk nog presies soos die wêreld. En ek kan hierdie goeie sê, en ek sê dit met die absolute hart, nie omdat ek voel ek moet hier wees en ek is bang dat ek word gefire en ek kry nie 'n ander job en daarom sê ek alles nie. My hart klop vir Lighuis. My hart klop vir die Goudveld, nie omdat dit mooi is nie omdat dit impressive was nie. Ek was nooit getrek na Lighuis toe gewees nie. Ek het ja gesê voor ek geweet het wat my salaris gaan wees. Ek het ja gesê want die Here het gesê Jean gaan. Jean gaan, dis al wat hy gesê het. En ek het dit so ernstig opgevat dat ek my lewe solank as ek moet sal neerlê vir dit. Vir geen ander rede nie. Ek sê ja Here. En vir party van ons is Sondag aansit, want dis wat ek doen op 'n Sondag. En Lighuis kan nie daar wees nie. Ek sê dit vir jou bloot want ek weet dat Lighuis moet 'n rol speel om ons gemeenskap terug te bring na Goud toe. Ek glo dit met my hele hart. Ek glo dat die Here iets wil doen in die Goudveld. Ek glo dat die Here wil iets doen in ons omgewing en dat Lighuis 'n rol moet speel in dit. En dat ons is nie hier vir 'n Sondag nie, ons is nie hier vir 'n Sondagoggend en wat hier plaasvind nie. En vir te lank is ons besig om alles in ons vermoë te doen om 'n Sondagoggenddiens so te maak dat almal wat hiernatoe kom gemaklik kan wees. En ek is in my wese dankbaar vir 'n bestuur wat dieselfde voel. Vir mense wat vir hierdie kerk kyk en sê maar ons is hier vir een rede. Dat Lighuis sal getrou wees oor ons roeping en dat ons die impak sal maak op hierdie goudvelde wat ons moet maak. Lighuis is 33 jaar terug begin. Ek ken nie die eerste 25 jaar van die geskiedenis nie. Toe meneer Andre het iets amazing gedoen met die gemeente en ons van julle wat saam met hom deur die hele reis gegaan het. Wat ek wel voor kan praat is die laaste 8 jaar. En vir 8 jaar, eerste paar jaar, het ek my stert gejaag, want dis wat ons gedoen het. Sondagoggenddienste. Hou mense happy, gee goeie produk. Goeie produk beteken meer mense gaan kom. As mense gaan kom, beteken mense is happy en ons kan vorentoe gaan. En ek sê vir julle, ons is nie meer daar nie. Lighuis kan nie meer daar wees nie. En daarom maak ons besluite, soos dat as jy laat kom, staan jy agter. Van die teenwoordigheid van die Here is vir ons so kosbaar. Ver bo jou gemak, ver bo my gemak. As ek en jy op 'n punt kom en ons sê, maar wat se preke wil ons deurgaan, dan sê ons kies 'n boek en ons gaan deur die hele boek. Of dit vir ons lekker is of dit nie lekker is nie, of wat verse is wat ons wil lees of nie wil lees nie, ons gaan deur dit. Hoekom? Want die woord van God is vir ons kosbaar. Dis waardevol, dis naby in ons hart. Dis wat ons vir ons sê. En ons gaan nou in ons studie in met Handelinge. En Handelinge het ek gesê, is daar 3 tags, 3 beginsels om dit op te som. Nommer 1, sy gees. Ons missie
en die impak. God se Gees in my. As ek ons visie begin uitleef, ons missie begin uitleef, gaan daar 'n impak wees. En so vanoggend sê ek vir jou dat Lighuis het 'n direksie waartoe ons gaan. As gemeente en as bestuur en as bedieningsleiers, ons het 'n direksie. Die direksie is, ons glo, dat Jesus het ons geroep en hy gee vir ons 'n opdrag. Daar's 2 verse wat ek en jy moet definieer. Die eerste een is sit ek vir jou Matteus 16. Jy hoef nie so intoe te blaai nie, ek gaan vir jou vertel. Matteus 16 kom Jesus en hulle is in Caesarea Philippi. En hy vra vir sy disippels, wie sê mense is ek? En die disippels, hulle trek almal weg. En hulle sê, party sê hy is Johannes, party sê hy is Elia, van die ouens. So hulle begin al hierdie goeders opnoem. En dan maak Petrus die stelling. En hy sê vir ons, hy sê, maar u is die Messias, seun van God. Matteus 16, vers 18. Dan lees hy vir ons, en hierdie is die antwoord wat Jesus vir Petrus gee. Hy sê vir hom hierso, en ek sê vir jou, jy is Petrus, en op hierdie rots sal ek my kerk bou, en die poorte van Hades sal dit nie oorweldig nie. Ek gaan nie die hele vers afbreek nie, maar een ding wat jy moet verstaan, Jesus maak die stelling en hy sê, ek sal my kerk bou. Wie bou die kerk? Jesus. Christus bou die kerk. Hy is die een wat die kerk bou. Jean wat hier is, bou nie die kerk nie. Ek het nie die roeping om die kerk te bou nie. God bou sy kerk. Die Here voeg by. In Handelinge 2 het die Here bygevoeg. Die Here het bygevoeg tot op die kerk. Die Here voeg by. Nie ek nie. My werk is nie om kerk te bou nie. Die bestuur van hierdie gemeente se doel is nie om 'n kerk te bou nie. Dis, hoor mooi, dat ons moet ons perspektief regkry. So wat is ons werk? Ons werk is Matteus 28 vers 19. Jesus, Matteus 16 bou sy kerk. Wat doen ons? Matteus 28 maak disippels. Jesus sê, gaan julle uit en maak disippels. Hy bou die kerk, ons maak disippels. Die Here gaan nie ons werk vir ons doen nie, en ons is nie supposed om sy werk vir hom te doen nie. Ons sit hierso vandag en ons het 'n missie. Dit begin met die Gees van God in ons. En ek lees vir jou Handelinge 1 vers 8. En as jy nou vir my sê, Jean, wat is die beloofde land? Terah het op 'n punt gekom waar hy gestop het, en hy het nooit ver aan toe gegaan om by die uiteinde te kom nie. Abraham het beloofde land toe gegaan. Wat is Lighuis se beloofde land? En hierdie is waar dit begin. Handelinge 1 vers 8. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. Nommer 1, God se Gees in ons. So dat ons op 'n plek sal wees wat ons gelowiges is, wat oortuig is dat die Gees van God is in my. Ek is oortuig daarvan, en omdat die Gees in my is, bemagtig hy my. Hy gee my die krag. Hy is die ene wat al hierdie goeders gaan maak doen. Daar is geen manier dat ek enigiets gaan sien in die goudveld, as dit nie vir die Heilige Gees is nie. Daar is geen verandering in jou gesin wat jy gaan sien en beleef, as dit nie vir die Heilige Gees is nie. En julle sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En wat gaan gebeur? As julle gaan my getuienis wees. Julle gaan getuig. Nou, meeste van ons is okay om op 'n Sondag kerk toe te gaan. Want as ek kerk toe gaan op 'n Sondag, en ek dra dalk 'n finansiële geldjie by, dan voel ek het my bydrae gebring om die kerk te bou. En ek sê vir jou, dis nie ons werk om die kerk te bou nie. Dis ons werk om te getuig. Om disippels te maak. Dis wat ons moet doen. Dis wat ons moet doen. Ons het nodig om disippels te maak. En so as jy wil sê, maar Here, wat moet ons doen? Ons het nie 'n plek waartoe ons gaan nie, maar wat ons kan sê is, Here, ons het 'n roeping. Nommer 1, sy Gees in ons. Nommer 2, is dat ons 'n missie het. En hierdie missie is, gaan uit, maak disippels van alle nasies. Doop hulle in die naam van die Vader en die Seun, en leer hulle om gehoorsaam te wees aan alles wat Jesus hulle geleer het. Dis ons missie. En wat is die impak?
Die impak is, en dan sê hy so, en julle sal my getuienis wees van Jerusalem tot in Samaria, tot in Judea, tot in die uithoeke van die aarde. Wat is ons missie? Is dat ons sal getuig en dit sal 'n impak hê in Welkom, in Orendalsrus, in Virginia, in Riebeekstad, in Allen Ridge, in Tennyson, in Bultfontein, in Ventersburg, in Henneman. Ons fokus is om te getuig. Dis ons roeping, dis waarvoor ons hier is. Ons is nie hier vir 'n kerk op 'n Sondag nie. Ons is nie hier so om enigiemand te impress nie, want 1100 mense deur ons deure en dit glad nie enigstens ernstig opvat nie, maak niks aan my opgewondenheid nie. Hoor mooi. Ons kan nie, as ek met jou kan pleit, moenie soos Terra gemaklik word nie. Net gemaklik genoeg dat ons nie bereid sal wees om die pad te stap nie. Dat ons sê, Jesus, maar Welkom is nie die mooiste plek nie. Ja, daar is probleme, maar ek is okay. Ek is gemaklik met wat ek is. Mag ons nie in daardie gat val nie. En ek kan dit vir jou sê, want ek glo nie, kerk moet dit wees nie. Ek jaag nie Sondag vir Sondag nie. My hart is nie om net Sondag vir Sondag 'n oulike program neer te sit nie. Ek is in my wese oortuig dat jy wat hierso is, kan 'n impak maak in hierdie goudveld, wat sal maak dat hierdie goudveld anders te lyk. Ek glo dat die goudveld kan anders te lyk as gevolg van jou, as gevolg van die Gees van God binne in jou. En as jy gehoorsaam is en getrou is, en kyk na die 350 kilometer sonder water, en jy voel ek is gemaklik, en ek voel met alles wat in my is, ek wil sit net waar ek is, en ek sê vir jou, as jy net bereid is om te sê, ja Here, Here, ek durf daai 350 kilos aan sonder water. Here, ek durf daai aan, dit gaan vir my absoluut 'n nagmerrie wees, maar Here, ek durf dit aan, want ek sê, ja Here, dan snap ons iets van wat dit beteken om 'n disipel te wees, en daarom maak ons disippels. En so my hart vir Lighuis is nie statistieke nie. Man, julle, en ons het al met die raad gepraat, dat as ons finansies drasties 'n nosedive doen, want almal sê net, maar ons is uit, dan bly ons oor met die mense wat sê, ons is bereid. Ons pas alles aan, ons verkoop alles, ons doen wat ons nodig het, en ons sê, ja Here. Dis waarvoor ons sê, nie vir 'n Sondag nie, nie vir kerkbou nie, nie vir 'n nice program nie. Ons sê, ja Here. Wat ook al moet gebeur, sal ons doen. Maar ons wil sien dat die goudveld anders te lyk. Hoekom? Want die Gees is in my. Die Gees bemagtig my, sodat ek kan getuig. En dat iewerste dat ons terugstaan en ons kyk na ons goudvelde. Nie oor dat ons enige iets gedoen het, wat maak dat ons goed genoeg is nie. Maar dat ons terugkyk en sê, Here, aan U kom alle lof en alle heerlikheid vir wat gebeur. En dis waar Lighuis is. Dis wat ons het. En vir die laaste jaar, vir 1 hele jaar lank, werk ons. En ons is onder die grond besig om 'n ekosisteem te ontwikkel. Wat is 'n ekosisteem? Dis 'n plek wat jou die beste kan ontwikkel waar jy kan wees. Vir dit waarvoor God sê ja. Dis 'n plek wat ons jou wil innooi om te kan sê, as jy hierso inskakel, gee ons vir jou daai spasie waar jy groei en ontwikkel en is ongemaklik en is nie lekker nie en ek hou nie daarvan nie, maar as ek daai 350 kilometer sonder water kan face, kom ons in die beloofde land. En as ons sê ja Here, daar groei ons. Daar beleef ons iets van God se grootheid. En so ons gaan jou aanhou innooi om te sê, kom word deel van die disipelskap. Ons doen 15 dissiplines. Julle, as jy wil weet wat dit gaan beteken om weer net die dissiplines deel van my lewe te maak, hoe lyk my geestelike toestand? Begin met die 15 dissiplines. Ek weet dit is nie lekker om na mense se huis toe te gaan nie.
Ek weet dit is vreemd, dis moeg, jy's klaar. Ek ken dit. Ek weet wat is dit om 'n chaos week te hê en nou moet jy nou nog optree en nog my mense gaan sit en jy voel jy's maar party ouens se jokes is weird en ek verstaan nie lekker hoekom jy dit sê nie en hoe durf jy hierdie goed as vir my sê? Ek ken dit. Dis nie lekker nie, is ongemaklik, maar weet jy wat doen is? Hy druk my in so 'n area in wat ek besef, eers maar ek moet my Bybel lees. So ek gaan nou met ouens moet gaan gesels oor hierdie week wat ek gebid het. En ek besef dat ek het nie eens tyd gemaak nie. En skielik begin ek hierdie ongemaklik beleef en ek beleef hierdie 350 km sonder water, dit is nie lekker nie. En ek wil nie daar wees nie. Maar ek groei en ek ontwikkel. En wat hierdie groei en ontwikkeling plaasvind, is ek vat verantwoordelikheid. Dat Sondag nie net 'n Sondag is nie, dat dit Christen is nie net 'n titel nie. En ons begin met iets doen wat die Here se hart laat uitleef om disippels te maak. Dis waar Lighuis is. Dis wat ons doen. Dis waar ons op pad is. Daar is 'n beloofde land vir ons. Hierdie beloofde land is nie 'n plek nie. Ons klim nêrens in ons kar nie. Ons ry nêrens heen om by daai plek uit te kom nie. Ons nie 'n map wat ons kan volg nie. Daar is 'n spasie van groei wat ons onsself kan sê as gemeente wil ons groei. Ek wil jou persoonlik laat sien groei en ontwikkel. Dat jy nie net Sondag kerk toe kom en net verdwyn nie. Ek wil hê dat dit nie net moet wees op 'n Sondag nie, dat jy moet groei en ontwikkel. Sodat ek iewerste die kans kry om met iemand anders te kan gesels. Sodat die evangelie kan versprei. Sodat God se genade kan uitgaan. Want hier is die groot ding is, as ek groei en ek ontwikkel en ek ontdek iets van God se grootheid, en ek deel dit met die volgende persoon, en hy ontdek die Here se grootheid en sy genade, gaan hy dit weer deel met die volgende ene. En dalk oor 8 jaar, lyk die goudvelde beter. Dalk gaan ons nie 8 jaar later sê dat ons goudvelde het net nog meer agteruit gegaan nie. Mag ons sê, ja Here, maak nie saak wat dit ons kos nie. Kom ons bid, Here, in hierdie oomblik, kom ons en ons sê, ja Here. Ek dink aan Jesaja, Here, toe hy op 'n punt gekom het, en hy beleef hierdie iets groot van die teenwoordigheid in Jesaja 6. Hoor hy die roepstem, Here, wie sal gaan? En hy sê, ja Here, ek sal. Here, mag daar vanoggend iets in ons harte wees, wat sê, Here, ons wil nie net hierdie ding as 'n Sondagoggend ding speel nie. Here, ons is hier want ons iets wat ons glo, Here, dat U wil iets sien en verander in ons goudvelde. Here, dis ons goudvelde. Here, U het ons hier geplaas en elke een van ons wat hier is, of waarvan ons al lankie is en of waarvan ons hier geplaas is vir 'n tydperk, Here. Ons is hier. Ons is hier, Here, ons gaan ophou blameer, ons gaan ophou gemaklik wees, ons gaan ophou net sit, Here. Ek wil bid, Here, dat ons sal inkoop en verandering bring in hierdie goudveld. Here, dis wat ons wil sien, Here, ons wil sien hoe U Gees in ons kom en ons lewens transformeer. Here, ons bemagtig vir hierdie missie, Here, want in onsself voel dit nie ons het krag nie. In onsself, Here, voel ek, Here, ek het nie idee waar om te begin nie, ek weet nie wat om te doen nie. Maar Here, U het 'n belofte gemaak, Here, dat U Gees gaan in ons wees en hy gaan ons die krag gee, sodat ons kan getuig. Ag en Here, mag U ons genadig wees, dat die impak nog in ons leeftyd sal plaasvind. Here, mag ons nie toelaat dat die volgende 8 jaar verbygaan en alles net meer agteruit gaan nie. Here, mag ons ja sê, want U is getrou en ons loof U daarvoor. In Jesus naam. Amen.